Verskeie ooreenkomste is tot dusver bereik oor onderwerpe wat bespreek is vir 'n potensiële memorandum van verstandhouding tussen Iran en die VSA. En informele nedersettings spring op soos sampioene in Gauteng. Goeiemiddag, my naam is Carla Burg en dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Verskeie ooreenkomste is tot dusver bereik oor onderwerpe wat bespreek is vir 'n potensiële memorandum van instandhouding tussen Iran en die VSA. Die woordvoerder van die Iranse Ministerie van Buitelandse Sake, Ismail Bakaji, sê dat dit egter nie beteken dat Teheran naby is aan die onderteken van 'n ooreenkoms nie. Bakaji het verder verduidelik dat Iran vir 'n einde aan die oorlog onderhandel, maar dat sy kernprogram nie deel van die gesprekke was wat gevoer is nie. Hy het ook beklemtoon dat veranderinge in die standpunte van Amerikaanse amptenare steeds struikelblokke vir enige moontlike ooreenkoms skep. Die olieprys het vir die eerste keer in 2 weke tot onder die $100 versewig met 'n vredesooreenkoms in die vooruitsig. Die VSA se minister van Buitelandse Sake, Marco Rubio, het vroeër vandag gesê daar is 'n deeglike konsepooreenkoms ter tafel gelê vir die beëindiging van die oorlog en die heropening van die straat van Hormuz. Rubio sê egter die VSA sal slegs tevrede wees met 'n standvaste ooreenkoms met Iran. Anders sal alternatiewe ondersoek word om Iran tot 'n verantwoording te roep. Politieke partye het tot Vrydag tyd om die name van hulle verteenwoordigers vir die parlementêre artikel 89 vervolgingskomitee aan die spreker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, voor te lê. Die komitee word saamgestel nadat die konstitusionele hof 2 weke gelede beslis het dat die parlement 'n ondersoek moet doen na president Cyril Ramaphosa se moontlike betrokkenheid by die Phala-Phala-skandaal. Die ondersoek fokus op die berging en diefstal van Amerikaanse dollars op die Ramaphosa-wildsplaas en die president betwis tans die bevindings van 'n onafhanklike paneelverslag uit 2022 wat aanbeveel het dat 'n artikel 89 ondersoek ingestel moet word. SANParks het 'n bykomende veiligheidsmaatreëls in die noordelike deel van die nasionale Kruger Wildtuin ingestel na die moord op 2 besoekers aan die wildtuin, Dina en Ernst Maree van Mosselbaai. Die egpaar is verlede week laas by die Pafuri piknikplek gesien en hulle liggame is later in die Lefubo rivier naby Crooks Corner gevind. Die polisie ondersoek sake van moord en kaping en die voertuig waarin hulle gereis het, wat steeds nie opgespoor is nie. Die owerhede vermoed die voertuig is oor die grens na Mosambiek geneem en SANParks sê bykomende veldwagters en tegnologie vir toesig en vroeëre waarskuwingsstelsels is ontplooi om veiligheid te verbeter. Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukbeheerraad, SAPRA, het 'n vervaardigingsaanleg in Silverton, oos van Pretoria, gesluit na klagtes oor die onwettige vervaardiging van gewigsverliesmiddels. Die aanleg is daarvan beskuldig dat dit produkte vervaardig het sonder die nodige registrasie en lisensie ingevolge die wet op medisyne en aptekers. Die owerheid sê die middels wat noodsaaklik vir diabetes gebruik word en ook gewild is vir gewigsverlies, is glo deur 'n netwerk van apteke en dokters versprei. Daar is nou 1158 informele nedersettings in Gauteng. Dit is 'n skerp toename van die 707 in 2019 volgens die jaarlikse data van die premier Panyaza Lesufi se kantoor. Die statistiek is vervat in die vervolgingsverslag wat aan die LER van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake in Gauteng, Jacob Mamabolo, en het toon natuurlike toenemende neiging van informele nedersettings reg oor die provinsie. Volgens die data is daar ook meer as 860.000 informele strukture. Die Tshwane Metro lei natuurlik met 502 informele nedersettings, Johannesburg met 353 en die Ekurhuleni Metro met 151. Dit is al vir jou nuus vir vanaand van my Carla Burg. Gesien dan verder, ons maak môre weer so.